Goeiemiddag julle, vandag is dit rugby, maar ons springbokke speel nie, en so ek het besluit, ek maak vir julle 'n deconstructed curry. Nou julle gaan of my vra, waarmee is ek nou hier besig? Nou kyk julle, dit is nou my eie weergawe van 'n curry wat ek gaan maak. Ag julle, en dit is verskriklik lekker. Julle het geen idee hoe lekker dit is nie. Nou ja, hierdie resep is 'n lekker basiese resep. Julle kan met hom speel verder net soos wat julle wil. Nou kom ek wys vir julle stap vir stap wat julle alles nodig het om hierdie curry heerlik aan mekaar te slaan. Ek wys nou vir julle. So julle, ek begin nou met my ababa aardappeltjies. En ek gaan hulle nou gou in die oond sit. Ek het so 'n bietjie van my speserye het ek oorgesit, bietjie speserye, en soms maar baie lekker. Jy kan enige speserye oorsit. En ek het bietjie olietjies oorgesmeer en ek gaan dit nou net vir 'n rukkie toemaak met bietjie foelie. Dan gaan ek dit oopmaak, dan gaan dit lekker crispy bak en dan gaan ek vir julle wys wat ek dan met hierdie heerlike aardappels gaan doen. Ek wys nou vir julle. Nou julle vir julle speserye gaan besoek asseblief julle naaste Indiese winkel wat die heerlikste speserye vir julle kan aan mekaar sit om met julle rooi vleis wat ek nou vandag het ek 'n rampsteak in blokkies, maar ek gaan nou vir julle wys. En dan maak hulle dit vir julle aan. Ek het so 'n kardemom, ek het 'n kaneelstokkie, ek het bay leaves, garam masala, al my lekker in 'n lekker curry en 'n chili powder en so het ek my mengseltjie daar by mekaar. Ek het 'n gekapte ei. Ek het hierdie heerlike, ek eers vir julle wys. Hierdie lekker Indian style. Is 'n tamatie en eie mengsel. Onthou hier's ook kruie in. Ek gebruik hom ook dan nou vandag, nê? En dan het ek lekker gemengde groente. En julle, dan kom ek by my vleisie. Daar kan julle nou sien, ek het hierdie heerlike rampsteak wat in blokkies, ek het 1,5 kilogram van dit gebruik. Ek het dit gemarineer in yoghurt. En ja, en dan het ek ook bygevoeg, eetlepel knoffel, wat ek ook hier bygesit het, en dan 1 teelepel eie spice, of hoe kan ek sê, eie sout. Dit het ek ook hier bygevoeg, om net 'n lekker geur aan dit te gee. Maar kom ek wys vir julle wat ek nou doen, met al hierdie speserye en al hierdie lekkernye, om te begin met my deconstructed curry. Ek gaan nou vir julle wys. Julle, en daar is my eie en my knoffel. Voor ek vergeet, ek het vir julle gesê, net eie, maar daar moet 'n eetlepel knoffel ook bykom, asseblief, 'n eetlepel knoffel. So wat ek dan doen is, dan gooi ek al my speserye hier in. Daar kan julle sien, ek gaan nou lekker saamwerk met die olietjies en dingetjies wat ek hier ingesit het. Kyk nou net hoe lekker. Maar kom ek wys vir julle sodra ek nou die gemengde groente ook hier bygesit het en alles lekker saam deurwerk. Oeg julle, hier gaan 'n verskriklike lekker curry uitkom. Oeg, en hierdie aromas is net ongelooflik lekker. Maar kom ek wys vir julle sodra ek alles gemeng het. Daar sien julle, ek het nou my gemengde groentetjies hier bygegooi. Heerlik meng dit nou deur met al my lekker speserye. En so wat ek nou gaan doen, en nou gaan ek hierdie blikkie gaan ek nou ook hier bygooi en dan gaan my vleisies bykom. Ek wys nou vir julle. En nou, daar sien julle nou, ek het nou lekker daai sausies nou daar bygegooi. Dan lekker Indian style in Miami klaar gevermengde tamatie eie mengsel. Daar sit nou al klaar lekker in. Ek gaan dit nou net so 'n geleentheidjie gee dat hierdie geure net gaan saam met mekaar gesels. En dan gaan ek my vleisies insit. Ek gaan nou vir julle wys. Julle, en dan wil ek ook net vir julle sê, my ma het altyd 'n bietjie appelkoeskonfyt in haar curry gesit. So ek het so 'n lekker skeet of 'n lekker eetlepel appelkoeskonfyt wat ek hier ingesit het, om net so 'n bietjie vir 'n soetigheid. Ag, jy weet mos maar, ons is ons van die plaas jong, ons werk die dinge so op hierdie manier. So as ons hier en daar so 'n stukkie appelkoesie by het, dan is dit ook goed. Julle, so wat ek nou gaan doen is, julle sien hy het nou lekker deurgekook, nê? So ek gaan nou my vleisies byvoeg. Kom ek sit my vleisies by, dan wys ek vir julle hoe lekker gaan hierdie kombinasie wees. En ek gooi dit by met my yoghurtmengsel. Steeds om my vleisie, dit alles kom hier by. Ek gaan nou vir julle wys. Ag julle, kyk net hoe lekker lyk hierdie, nê?
lyk dit nie net vir julle ook verskriklik asemrowend lekker nie. Nou julle toe, ek gaan hierdie nou by 180 grade, gaan ek dit nou in die oond sit en dit gaan nou lekker bak. Lekker tot hierdie vleisies lekker sag is en dan kom die aardappels by. Maar wag, ek gaan vir julle daai groot verrassing wys dat hierdie net eers lekker sag kook in die oond. Ek wil net graag vir julle wys, ek het lekker habit squash in lekker soos in 'n span spek of 'n waterleboen snye gesny, lekker gebak met bietjie bruinsuiker en botter, lekker in die oond gebak. En dan, o julle, ek was so lus vir dit. Ek weet, jy gaan nou vir my sê, hoor hierso, maar hoekom het jy nou geel rys? Alles is so geelerig. Maar julle, ek het dit so gelus. Geel rys en rosyne op my eie manier gemaak. So ja, dit is my kombinasie. En dan gaan daar 'n heerlike groenslaai by bedien word. Maar julle, ek wou net gou vir julle ingeloer het en vir julle gewys het. So ja, nou my curry is besig om lekker in die oond te bak. Nou julle, dit is nou hoe hy lyk. Hy het uit die oond uitgekom. My vleisies is lekker sag. Dit het my 2 ure geneem. En ja, as jy hom nie te lank marineer nie, dan gaan dit natuurlik jou bakproses langer neem. En nou, hier's my aardappeltjies. O, julle kyk hoe lekker. Hulle is lekker crispy. Hulle het uit die oond uitgekom, lekker gebak. So wat ek nou met daai aardappeltjies gaan doen, ek gaan dit reg oor hierdie pot versprei. En dan gaan ek lekker vars koriander daarbo oorstrooi. Ja, nee wat? Ou maat, dit gaan so 5 na 10 minute net so lekker met mekaar gesels, sodat die sousies binne in daai lekker gebakte aardappels intrek en dan is hy gereed om te eet. Dan gaan ek julle wys sodra ek opgeskep het. Kom ek wys vir julle sodra ek hierdie aardappeltjies hierbo opgeskep het en die vars koriander oorgestrooi het. Nou daar kan julle sien, hy prit nog so effens. Maar nou gaan ek die deksel toemaak en ek gaan hom vir so 10 minute in die oond sit, dan is hy gereed om te eet. En hierdie aardappeltjies is lekker crispy, maar dat net die geur en die sousie van die curry net so 'n bietjie intrek. O, julle, ek kan nie vir jou sê hoe lus ek vir hierdie kos nie. Ek gaan dit nou opdien, my man was lus vir pap, so ek gaan die rys weergawe en die pap weergawe vir julle dan wys. Nou gaan dit 'n bietjie oond toe vir so 10 minute. Daar sê julle, nou is dit tyd vir opdien. Kyk net hoe heerlik lyk hierdie. Daar dien ek dit nou op my rysies. Met 'n aardappeltjie op darm daar in die hande kry. Julle kan natuurlik skep soveel as wat julle wil. Bly julle keuse. En hier gaan ons na die pap toe. Lekker pap, né? Ons moet darm die pap ook sy geleentheid gee. Kyk net hoe lekker. Kyk net hier, julle. Iemand wat vir my vanaand sê dit lyk en ruik nie net lekker nie. Daar sê julle en dan volg ek ook my klein slaaitjie wat ek vir julle gesê het ek gaan doen. Daar's my slaaitjie. Ek skep dit sommer bo op. Julle, ek het ongelukkig nie 'n bietjie chillies gehad nie, so ek het bietjie chives ingesit en daar gaan hy by my rysie gedeeltetjie wat ek ingeskep het. Kyk net daar. Julle, hierdie is 'n bord vir 'n koning. Julle, ek gaan verskriklik lekker eet. Al wat ek vir julle kan sê is, alles van die beste, tot ons weer gesels, oor 'n volgende resep, en ja, kan nie wag om iets nuuts weer met julle te deel nie. Wonderlike aand vir julle, en alles wat mooi is. Lekker slaap julle, mooi bly, bye bye hoor, bye.